Jesus sê vir ons in Johannes 15 en 16 dat hy die Heilige Gees vir ons gee as ons helper en om ons by te staan en vir ons 'n bietjie leiding te gee vir wat om te doen. Maar saam met die Heilige Gees kom daar ook gawes. En baie ouens gaan oor hierdie gawes aan en verduidelik baie tegniese goed. Maar ek lees dit in Romeine 12 vers 6 tot 8 wat vir my wys dat die gawes aangewend moet word in ons daaglikse lewe. Ons het gawes wat van mekaar verskil volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. Ons moet hierdie vermoëns reg gebruik. As God aan jou die gawe gegee het om te profeteer, moet jy dit aanwend in ooreenstemming met ons geloofoortuigings. As dit is om ander te dien, doen dit met oorgawe. As jy onderrig gee, doen dit met kwaliteit onderrig. As dit is om ander op te beheer, lê jou daarop toe. As jy materiële ondersteuning kan gee, doen dit sonder bymotiewe. As God aan jou leierseienskappe gegee het, hanteer dit met toewyding. En as jy die gawe het om ander in hulle nood by te staan, doen dit met 'n vrolike hart. Met ander woorde, die hoofdoel daarvan laat ons die gawes ontvang van die Heilige Gees is om 'n verskil in ander mense se lewens te maak. Ons doel hier op aarde is om Jesus na ander mense toe te bring. Is om Jesus te bring na mense toe wat nooit die Bybel lees nie. Is om anders na materiële dinge te kyk, is om anders na dood te kyk en is om anders na ander mense te kyk. Is om met liefde na ander mense te kyk. Jesus sê 'n paar keer in die Bybel, jy moet ander mense lief hê. Hy het vir die ryk jong man gesê, jy moet God die Vader lief hê en jou naaste soos jouself. Met ander woorde, liefde, geduld en vriendelikheid is iets wat ons elke dag moet uitstraal om 'n verskil in ander mense se lewens te maak. En dit is een van die hoofdoele van die Heilige Gees. Ander doel van die Heilige Gees is om God se wil aan ons bekend te maak. Is om heeltyd vir ons te bid en om ons ook te help om te bid. Die ander doel van die Heilige Gees is ook om ons te help om ons leefstyl te bepaal soos God dit wil hê. Maar dan moet ons oorgee. Dan moet die Heilige Gees die leiding in ons gedagtegang in ons lewens neem. Kom ons begin regtig daarop fokus om te gee vir mekaar, om te gee vir die mense om jou en om te doen wat jy kan sonder om te murmureer. Altyd met 'n vrolike hart, altyd gereed om te doen wat die Heilige Gees van ons vra. Hemelse Vader, ek wil bid vanmôre dat U ons sal help om meer van onsself te gee en om meer onbaatsigtig te wees. Dat die Heilige Gees ons doel aan ons bekend maak en ons bid dit in Jesus se naam. Amen.